Goeiemôre julle. Dankie aan die 3 menere wat vir ons die sangdiens gedoen het. Dis gister was dit net ek en Herman wat gesing het en dit was beroerd. So dankie vir julle musiek. So ons het gister gekyk met ons eerste preek na is jy 'n wagter op die muur? En ons het gesien dat elkeen van julle is 'n taak opgelê op julle skouers om gemeet te word deur die wêreld om te sien wie God is. En baie keer dink ons dat dit is net die predikant se werk of is net ons ouers se werk om dit te doen. Maar God sê dat net jy kan vir jou eie ouderdomsgroep wys wie hy is. En daar's 3 plekke waar ons God kan meet. Ons kan hom meet aan die kruis, ons kan hom meet in die plan van verlossing, en dan sê Openbaring 11 vers 1 aan die mense wat by die altaar aanbid, dis julle en ek. So God wil graag hê dat jy moet vir die wêreld wys wie hy is. En vandag kyk ons titel is jy vasgevang in load shedding? Maar voordat ons aangaan, kom ons bid gou saam. Here, baie dankie dat ons by Limpopo kampvergadering kan wees. U weet dat elkeen van hierdie jong mense en nie so jong mense vir u belangrik is. Here, u sê dat ons is die oogappel van u hart. En ek weet dat u elkeen van hierdie jong mense vooruit beplan het. U het geweet wat gaan hulle hartseer maak, wat gaan hulle bly maak. U het hulle vooruit beplan nog voordat hulle eers regtig bestaan het. En dit beteken hulle is spesifiek gemaak. En hulle is vir u baie belangrik. En ons het hierdie naweek die voorreg om hulle te bedien. En Here, ek vra asseblief dat u ons sal gebruik as predikante om dit te doen en iets in hulle gedagtes te los oor u, wat hulle sal dink en hulle sal laat soek na 'n dieper verhouding met u. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. So, ons eerste vers is 1 Johannes 1 vers 5 tot 7. Ek het 'n probleem in die Bybel ontdek. En ek wil hê julle moet my help om hierdie probleem uit te figure. So die probleem kry ons in 1 Johannes 1 vers 5 tot 7. Ek gaan vir julle 'n oomblik gee om daar uit te kom. 1 Johannes 1 vers 5 tot 7. Dit sê vir ons, en ek lees uit die 2020 vertaling, jy is meer as welkom om te lees uit die vertaling wat jy het. Ek verkies om Bybelstudie te doen uit die ou vertaling, maar wanneer ek lees, maak die 2020 dit partykeer vir my bietjie meer verstaanbaar. So dit sê vir ons 1 Johannes 1 vers 5 tot 7. Dit is die boodskap wat ons van hom gehoor het. So Johannes sê ek het dit by Jesus self gehoor. En wat ons nou aan julle bekend maak, God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. En as ons sê dat ons aan hom verbonde is en tog in duisternis leef, lieg ons en lewe ons nie volgens die waarheid nie. So wat die Bybel daar sê is ek en jy kan voorgee of sê dat ons 'n verhouding met God het. Ons is verbind aan hom. En dan sê dit vra as ons in duisternis lewe terwyl ons sê ons lewe in die lig, maar eintlik lewe ons in die duisternis, dan sê die Bybel vir ons lieg en ons lewe nie volgens die waarheid nie. En as Christen wil ek nie sê ek lewe in die lig en dan sê ek eintlik maar in die duisternis nie. En dan gaan die Bybel aan en hy sê, maar as ons in die lig leef, soos wat hy in die lig is ons aan mekaar verbonde en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. Dan gaan die Bybel verder en hy sê, maar as jy werklik waar in hierdie lig lewe, hierdie lig wat God is, dis die definisie van God, dis deel van hom, dis wie hy is. Dit sê hy is in hierdie lig en daar's nie eers 'n gedagte aan donkernis by hom nie. En hy sê, as jy en ek in hierdie selfde lig leef, dan het dit te doen met die verskoning van sonde. Met ander woorde, God sê, as ons snap wat hier gebeur, dan wanneer ons dit snap in ons lewe in hierdie lig, gaan dit ons eventually skoon maak van elke sonde. En toe wil ek by die Here weet, Here, nou maar wat is hierdie lig en hierdie donkerte? Ek verstaan dit nog nie lekker nie. En toe vat die Bybel my na Matteus 6 vers 22 en 23. En Matteus stel op dieselfde ding.
En dit sê vir ons amper 'n soortgelyke ding. So Matteus 6 vers 22 en 23. Dit sê die oog is die lamp van die liggaam. Nou dit praat nou nie van jou fisiese oog nie. Dit praat van jou persepsie, jou verstaan. So as jou verstaan, jou oog is die lamp van jou liggaam. As jou verstaan reg is, as jou oog suiwer is, sal jou hele liggaam verlig wees. Dan word as ek en jy kop wat die Bybel vir ons hierso sê, sal hierdie hele lig ons liggaam verlig en ons sal soos Jesus lig word. Dan gaan dit aan om te sê, maar as jou oog boos is of sleg is, sal jou hele liggaam donker wees. En dan die gevaarlike stelling. As die lig in jou donker is, hoe groot is die duisternis? So Matteus sê, ek en jy loop die gevaar om te dink, hey, ek is 'n Christen. Ek lewe in die lig. En dan sê Matteus, maar as die donkerte in jou is dit so deceiving, dis so verleidend, dat jy dink jy's in die lig, maar jy's eintlik in die donkerte. En onthou, Johannes het gesê, as jy in die donkerte is, dan lieg jy, en jy's nie regtig 'n Christen nie, jy's nie regtig aan God verbonde nie. En toe wil ek nou regtig weet, wat is hierdie lig en donkerte, want ek weet nie van julle nie, maar ek wil nie voorgee om 'n Christen te wees, en dan eintlik in donkerte te wees nie. Laat my dan nou maar eerder net buitekant in die wêreld leef, en daar gaan ek leef, of ek wil 'n Christen wees. Ek wil nie in die helfte wees nie. En ek glo ook nie julle wil in die helfte wees nie. So toe vra ek nou, Here asseblief, nou gaan jy vir my regtig moet wys, wat is dit? En Johannes gaan dan in die volgende hoofstuk van 1 Johannes, gee die antwoord vir die probleem. Hy sê in 1 Johannes 2 vers 7 tot 11. Geliefdes, ek gaan julle gou nog 'n sekond gee, want ons tema is voorwaarts. En ons het gister gesien dat jy is 'n wagter op die muur. En toe het ons gesê, ons gaan vandag kyk na hoe maak ons die wagterswerk prakties. Wat beteken dit? Hoe gaan ek, die Bybel sê ek moet Jesus, mense moet Jesus aan my meet. Hoe lyk dit prakties? En so Johannes skryf dan in 1 Johannes 2 vers 7 tot 11, geliefdes, dit is nie 'n nuwe gebod waaroor ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod. Aan die ander wyse, dis nie 'n nuwe storie wat ek ewe skielik met julle begin deel nie. Hierdie ding is eintlik al waar van altyd af. En dan sê hy wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die woord wat julle gehoor het, en nou sê hy, maar tog is dit 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskryf, omdat die mense het dit al vergeet en hulle lewe nie daarvolgens nie. So, dis nie 'n nuwe storie nie, maar vir julle is dit nie, want dis asof julle as mense dit nie verstaan nie. Tog is dit 'n nuwe gebod wat ek aan julle elkeen voorskryf, wat in hom is en julle is 'n werk en julle 'n werklikheid is. Omdat die duisternis is besig om verby te gaan en die ware lig skyn reeds. En dan die belangrike deel. Iemand wat sê dat hy in die lig is, maar sy broer haat, is steeds in die duisternis. Wie sy broer liefhet, bly in die lig en daar is niks wat hom laat struikel nie. En dan nou hoor hierdie vers. Maar wie sy broer haat, is in duisternis en wandel in duisternis. En hier die belangrike deel wat ons nou in Matteus ook gesien het. En weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë blind gemaak het. Want die duisternis het hom oortuig of gedeceived dat hy's eintlik 'n Christen, hy's eintlik okay, hy's eintlik in die lig. Maar eintlik is hierdie duisternis so deceiving dat dit homself voordoen as die lig. En jy laat dink jy's 'n Christen en jy's okay. Nou as ek weet, daar is een ding wat meeste jong mense vir my gesê het is, leraar, ons hou nie van fake nie. Geef vir ons 'n ding reguit soos wat dit is. Moenie voorgee om iets te wees wat jy nie is nie. Ons wil nie fake hê nie. En dis wat die Bybel ons waarsku hier. Die Bybel sê daar's 'n baie groot kans dat jy as Christen 'n fake Christen kan wees. En hoekom? Want die donkerte in ons het ons oortuig dat dit is lig, en nou lewe ons in die donkernis en ons dink ons is okay, ons is Christene, maar die Bybel sê reguit in 1 Johannes 1, jy lieg en jy het nie 'n verhouding met die Here nie. En dan gaan Johannes en hy sê, as jy sê jy haat iemand anderste, as jy negatiewe haatgevoelens teenoor iemand anderste het, sê die Bybel nou vir jou,
dan is jy eintlik in donkerte. Jy's eintlik nie werklik 'n verhouding met die Here nie. Jy's in 'n donkerte en hierdie donkerte deceive jou sodat jy dink jy's okay. En nou sê mense baie keer vir my, maar wag so 'n bietjie, sê jy vir my ek moet vir almal lief wees. Want dis baie keer moeilik om vir mense lief te wees. Ons kan werklik mekaar seermaak. Ons kan werklik in mekaar se lewens lelike dinge doen. 'n Vriend by die skool of een van jou beste vriende kan totaal geheel en al jou ruïneer en jou goeie naam deur die modder sleep deur net een storie te versprei. En vir die res van jou hoërskoolloopbaan of vir die res van jou universiteitsloopbaan, waar ook al jy is, of jou werksloopbaan, dra daai storie saam met jou of dit die waarheid is of nie. En nou sê jy vir my leraar, ek moet eintlik vir daai persoon lief wees. Nou kom ons gaan kyk, hoekom vra God van ons om lief te wees? Want onthou, Jesus se liefde waarvan ek praat, daai liefde wat hy is, die Bybel sê hy is in die lig en daar's geen donkerte in hom nie, is 'n selfopofferende liefde. Dis 'n liefde wat jou eerste plaas en homself tweede plaas. En nou sê hy, jy moet lief hê met daai selfde liefde. En nou is die vraag in my agterkop, maar Here, wag so 'n bietjie, is almal die moeite werd om lief te hê? Daai boemelaar op die straat, die mense wat die land tot op 'n plek gebring het waar daar net potholes is en daar's nie hospitale wat werk nie en die polisie werk nie, moet ek hulle lief hê? Moet ek daai persoon wat my afgebreek het en my naam sleg gemaak het by die skool, wil jy hê ek moet hulle lief hê? En die antwoord is ja. Maar God gaan vir jou nou verduidelik in sy woord, hoekom is die antwoord ja? En onthou, dis nie 'n maklike ding nie. Die Bybel vra nie van ons altyd die maklike goed nie. Mense word groot van baba dae af om eventually op jou ouderdom te kom en later op 'n volwasse ouderdom te word. Om die persoon voor en langs jou te word. Okay, so elke mens word groot van baba dae af. En dan gaan jy vir my sê, dis obvious. Okay, maar die tyd waarin iemand in jou gespandeer het toe jy 'n kind was, of die manier waarop daar in jou belê was toe jy 'n jong kind was, maak wie jy vandag is. So met ander woorde, die manier hoe mense gehanteer het op van baba dae af, en ons gaan nou kyk eers selfs van baba dae af, begin eventually maak dat jy die persoon word wie jy is. So met ander woorde, dis die eerste ding wat ek al wil onthou, die manier hoe in jou belê was as baba en klein toddlertjie tot waar jy nou 'n jong mens is, het 'n groot invloed op wie jy is. Maar nie net wie jy is nie, wie die persoon is wat langs jou sit en die persoon wat agter en voor jou is. In hulle lewens is daar ook of positief of negatief belê. En daai belegging het eventually hulle identiteit geword. So met ander woorde, ons het almal groot geword in een of ander verhoudingsdinamika, of negatief of positief. So as ek vandag vir jou sê, gesinslewe, gaan daar van julle wees wat 'n glimlag op sy gesig kry en dink aan, wow, dit was lekker om groot te word in ons huis. Ek dink aan die vakansies, ek dink aan die tye wat ek en my ma gesit en gesels het op die bed. Ons dink aan die tye wat ek en my pa in die kar gery het en ons met mekaar gedeel het en jy kry 'n glimlag op jou gesig en 'n warm gevoel in jou hart. Maar vir iemand anderste vandag wat op hierdie stoel sit, as ek sê gesinslewe, is dit dalk nie dieselfde ding nie. Jy kry dalk 'n gevoel van negativiteit, van vrees, van bang, van hartseer, want vir jou was daar miskien mishandeling in jou lewe gewees. Vir jou het jou ouers dalk gesê, jy's useless, jy gaan nooit nêrens kom nie. Daar was vir jou dalk 'n onderwyser by die skool wat gesê het, weet jy wat, as jy die skool het, is die eerste plek waarin jy gaan is die tronk. En jy gaan nooit nêrens kom in die lewe nie. En dit het by jou vasgehak, so jou dinamika is miskien negatief, en ons het almal groot geword, tot op die ouderdom wat jy nou is, in een van hierdie dinamika. Dis of 'n positiewe een, en dis of 'n negatiewe een. En hierdie dinamika word eventually die pool waaruit jy jou identiteit kry. As genoeg mense vir jou sê jy is onnosel, gaan jy eventually begin glo jy is onnosel. En onthou, dit gaan nie net hier oor jou nie, dit gaan oor die persoon langs jou en voor jou. En as iemand vir jou genoeg sê jy is onnosel, dan gaan jy begin optree volgens dit wat mense vir jou sê jy is.
En jou gedrag gaan dit word van iemand wat dink hy is onnosel. En dan kyk mense na jou en sê my sien, ek het mos nou gesê Andries is onnosel. Kyk hoe gedra hy gedra homself soos 'n stupid mens. En elke keer word dit net meer en meer bevestig as mense sê, maar sien, kyk, daar's Herman, ek het julle gesê dis wat hy doen. En nou sien mense dit, en nou begin dit net meer en meer in jou vasgevang word. En dit word die poel van identiteit. En dis lekker en maklik as dit op jou geprojekteer is om verskoning te maak vir jouself en te sê, weet jy leraar, jy maak sin. Miskien tree ek partykeer verkeerd op, want ek het seer gekry in my lewe. Dis maklik om vir jouself verskoning te maak. Maar nou vat dit na die persoon langs jou. Daai persoon van wie jy niks hou nie. Daai persoon wat nie vir jou lekker is om saam te kuier nie. Daai persoon wat kerk toe kom wat jy sê, ag Here, asseblief kan hierdie ou nie net eerder by die huis bly nie. Want elke keer as hy in die sabbatskoolklas sit of elke keer as hy in die kerk sit, dan wil ek so asseblief kan hy nie net maar by die huis bly nie. Daai persoon het ook 'n pool van identiteit van of negatief of positief en daar is in sy lewe belê op 'n negatiewe manier of op 'n positiewe manier en uit daai dinamika het hy sy identiteit begin vorm en hy het begin optree volgens daai dinamika. En nou mag dit miskien in jou kop vir jou 'n prentjie begin maak hoekom party mense optree soos wat hulle wil, soos wat hulle doen. En om verder te gaan is julle almal weet wat Neuro pathways is. Aan die ander woorde, wanneer daar 'n gedagte in jou kop kom of 'n gedrag en jy doen dit oor en oor, begin dit 'n white patch vorm in jou kop. Dus as iemand wat in die veld stap, as jy op dieselfde pad oor en oor stap, dan trap jy al die gras uit en daar's 'n duidelike pad wat jy kan sien. Dit werk dieselfde met jou brein. So met ander woorde, wanneer genoeg mense vir jou sê, maar jy's useless of jy's stupid. Of dit nou is weens jou velkleur, weens jou kultuur, weens jou liggaamsbou, weens jou seks of jy nou man of vrou is, as dit maak nie saak wat nie, as iemand jou afbreek volgens een van daai kwalifikasies. En genoeg mense doen dit, dan bind dit 'n white patch, dit begin 'n pad in jou kop loop en jy begin glo dat dit is realiteit. En wat dit nou nog erger maak is wanneer so iets met jou gebeur, is daar emosionele snellers wat daaraan gekonnekteer word. En ek wil die voorbeeld so gebruik, jy's 'n klein seentjie, jy speel saam met jou pa in die garage, hy werk aan iets in die garage en jy's besig om daar spykers in 'n plank in te slaan en jy doen iets verkeerd en hier kom jou pa en hy eet jou teen jou oor. En hy sê vir jou stupid klein wat het jy nou weer gedoen? Sonder dat jy besef, as jou pa sekere aftershave gedraai het, of daar was die radio het gespeel in die garage en daar's 'n liedjie wat speel op die oomblik wat daai klap teen jou oor kom. Sonder dat jy dit besef, is dit 'n sneller. En die emosie wat jy gevoel het wanneer jy seer gemaak was, word gekonnekteer aan hierdie sneller. En jare later stap jy in die mall rond saam met een van jou vriende en jy stap in 'n winkel in en jy hoor dieselfde liedjie. Sonder dat jy besef, trigger dit, die sneller trek en emosies kom in jou hart op. En jy was vanoggend nog oukei en ewe skielik voel jy kwaad, jy voel seer, jy voel mislik en jy voel asof jy die wêreld uitmekaar uit kan trek. En jy weet self nie eens lekker hoekom jy so voel nie. So maar daai emosies aan hierdie sneller is en hierdie emosies maak 'n seer in jou wakker. En hoe meer dit met jou gedoen word en hoe meer snellers daar is, hoe meer begin jy glo, maar ek is hierdie mislike, lelike persoon. En ek wil vir julle sê 99.9% van vandag se mense hier buitekant, ingesluit in die ou mense se tent, predikante ingesluit, julle ouers ingesluit, julle onderwysers ingesluit, loop in hierdie wêreld rond met 'n klomp seer in hulle. Ek wil vir julle die vers lees. Die Bybel sê die volgende vers in Jesaja 1 vers 5 tot 6. Ek het nie vir julle daai vers gegee nie, so moenie worry om hom op te sit nie, tensy julle wil. Jesaja 1 vers 5 en 6. Dit sê: "Waarom wil julle nog geslaan word en hou julle vol met die onversetlikheid? Elke kop is siek en elke hart is swak." Okay? En dan gaan Jesaja aan en hy sê: "Van julle voetsole tot julle kop is daar nie 'n gesonde plek aan julle lyf nie. Net hale en kneusplekke en oop wonde. Dit is nie gedreineer nie, dis ook nie verbind of versorg met olie nie."
En Jesaja praat nie hier van fisiese wonde nie, want dan sou elkeen van julle hier rondgeloop het soos Job met seer op sy lyf. Die Bybel sê ons as mensdom loop almal rond met wonde van die voetsool tot die kop. Ons is stikkend. Ons is seer. Want dis wat die duiwel kom doen het. Hy het kom maak dat elkeen van ons in 'n poel loop waarin ons identiteit gevind word in seer en stikkend ondervindings. En daai seer en onderstukkend, hoe lyk dit? Wel, daar's twee sulke tipe wonde. Hy sê nou juist van jou voete tot jou kop met wonde toe. Hy sê dan die wonde is, daar's twee tipe wonde wat aan elke mens gedoen word. Of oortredingswonde, wonde van vacancies. Met ander woorde, dit is dinge wat aan jou gedoen word, wat nooit, dit is nie, ek het dit verkeerd om. Oortredingswonde of wonde van violation. Met ander woorde, dis goed wat aan jou gedoen was, wat nooit aan jou gedoen moes gewees het nie. Iemand het vir jou gesê, jy is onnosel. Iemand het jou dalk seksueel gemolesteer. Jou ouers het dalk vir jou gesê, weet jy wat, jy gaan nooit nêrens kom in die lewe nie. Jou onderwyser het jou dalk aangerand. Dis dinge wat aan jou gedoen was, wat nooit aan 'n mens gedoen moet word nie. Dis die wonde waaruit ek en jy begin lewe. En dan die ander wond is wonde van vacancies. Dis weer dinge wat aan jou gedoen moes gewees het, wat nooit aan jou gedoen was nie. Dan oor jy het 'n fout gemaak en daar was nooit 'n pa of 'n ma wat vir jou gesê het, hey, dis oukei as jy 'n fout maak. Almal mense maak foute, kom ons probeer weer. Daar's nie iets fout met jou nie, jy het net 'n fout gemaak. Daar was nooit iemand wat gesê het, weet jy wat, ek is lief vir jou, en ek dink wanneer jy eendag begin om jou eie lewe te krap, gaan daar niks wat jy nie sal kan doen. Jy kan enige iets doen waarop jy jou hart sit. Of ek is bly jy's in my lewe, ek is lief vir jou. Dis wonde van vacancies, dis dinge wat aan jou moes gedoen gewees het, wat nie aan jou gedoen is nie. En almal op hierdie aarde loop rond uit 'n poel van wonde van vacancies of violations. En hoe meer jy dit leef, hoe meer begin dit jou gedrag beïnvloed, en hoe meer dit jou gedrag beïnvloed, hoe meer begin mense sê, maar sien, ek het jou gesê, dis hoe sy is. Of ek het jou gesê, dis hoe hy is. En 99,9% mense loop daar buitekant rond, in hierdie toestand. Totdat jy Jesus ontmoet. En dis hoekom ons gister gekyk het na die Bybel, sê vir jou, jy is 'n meetstaaf. Jy is soos 'n measuring tape, wat as iemand wat soek na iets beters, wat uit hierdie wonde lewe en net nie sy kop oor die water kan kry nie en rondloop met die gevoelens ek is niks werd nie, moet na Andries kan kom en hom kan meet en kan sien, maar wag so bietjie. Daar's dieselfde omstandighede in sy lewe, maar hy dink anderste. Daar's leraar David. Hy het dieselfde omstandighede in sy lewe, maar hy tree nie op soos die normale mens nie. Wat's anderste daar? En dis waar ons nou met die laaste deel van ons preek gaan. Ons gaan nou kyk, nou hoe maak ek en jy dit wat die Here vir ons vra prakties. En ons vind dit in 2 Korintiërs 5 vers 14 tot 21. En ons gaan vers vir vers deurgaan. En dan gaan jy sien, hoekom is dit moontlik dat ons ander mense kan lief hê, wat optree uit hierdie wonde van vacancies en violations. Want dink mooi daaroor, dis nie lekker om vir iemand om te gee, wat homself soos 'n moego gedra nie. Want wie wil uithang met iemand wat homself soos 'n moego gedra? Maar God wil hê jy en ek moet op 'n plek kom waar ons stil sit en sê, wag so bietjie. Wat is die wonde van vacancies en wat is die wonde van violations waaruit hierdie persoon se gedrag kom? Wat is vir hom gesê wat hy naderhand begin glo het, wat sy lewe so beïnvloed, dat hy so 'n mislike mens is? En hoekom wil God hê moet ek en jy daai vraag vir ons vra? En dit kom dan nou uit in Korintiërs 5. So ons lees vers 14 en dan gaan ons oor dit praat, en dan 15 en oor dit praat, en so aan en so aan. So vers 14 sê die volgende: Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot insig gekom het, dat een vir almal gesterwe het, en dit beteken dat almal gesterwe het. Ek wil eens moet kyk na daai liefde van God, dring ons, spoor ons aan, of vuur ons aan, dit stoot ons, om tot 'n ander insig te kom.
En die enigste manier hoe ek dit kan verduidelik is, imagine een van die ouens wat aan hierdie kant sit. Hou van een van die girls wat aan die ander kant sit. En sy kyk vir jou, en sy glimlag vir jou. Ek beloof jou broer, daar's nie 'n manier dat jy gaan sit. Jy gaan onmiddellik terug glimlag. Hoekom? Want daai omgee, daai liefde of daai verliefdheid, dit maak iets in jou wakker. Dis natuurlik. As my vrou, as ons by 'n partytjie is en sy is aan die ander kant besig om met die vrouens te gesels en ek gesels by die mans en sy kyk vir my en sy glimlag vir my, onmiddellik glimlag ek vir haar terug. Want ek is lief vir haar. Dit kom outomaties. En dis wat die Bybel sê, die liefde van Jesus, as jy dit voel, as jy dit sien, as Jesus vir jou soos daai girl glimlag, kom daar outomaties liefde in jou hart op. Dis wat liefde is. Dis hoe dit gedesign is. En wanneer jy daai liefde ervaar, kom jy tot 'n ander insig. En daai insig is, dat God het vir ons almal gesterf. Ons is eintlik in dieselfde boot. En nou mag mense vir my sê, leraar, jy beledig my so, want jy sê vir my, ek is in dieselfde boot as daai persoon wat hom so wangedra. Ja, ons is almal in dieselfde boot. Dis presies wat ek vir jou sê. En dit sê vir ons dat liefde dring jou aan. Met ander woorde, liefde motiveer liefde. Dit ontwaak iets in jou. So as jy besef, ek tree op soos 'n onopgevoede mens. En Jesus kyk na my ten spyte van dit en hy's lief vir my. Onmiddellik begin ek voel, maar wag so 'n bietjie, ek kan terug lief wees vir Jesus. Daar's iemand wat vir my omgee en daarom kan ek ook omgee. En as jy dit in jou eie lewe ervaar, dan dring dit jou, dit stoot jou dit stuur jou om hierdie met iemand anders te gaan deel. Want meeste mense wil net belang. En as jy agterkom, maar wag so 'n bietjie, daar's iemand wat vir my omgee ten spyte van my verkeerde dinge, ten spyte van my probleme, dan maak dit jou lekker voel in jou hart. En as jy 'n Christen is, wil nie net jy daai lekker voel hê nie, jy wil dit met iemand anders te gaan deel. Want daar's hoop. En dis hoekom die Bybel sê, Paulus sê vir ons, daai liefde dring jou, dit stoot jou, dit vuur jou aan om dit nou met iemand anders te gaan deel, want jy voel dit vir jouself. En dan gaan ons na vers 6:15 wat vir ons sê, en hy het vir almal gesterwe sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood uit opgewek is. Met ander woorde, wanneer die lig vir ons opgaan oor wat Jesus vir jou voel, en jy besef dat God hou van jou ten spyte van jou vacancies en violations, ten spyte van jou slegte gedrag, hou iemand van jou, dan maak dit gedagtes in jou los. Dit sê ek het 'n kans. Iemand is lief vir my ten spyte van my probleme, ten spyte van my tekortkominge. Ek is aanvaarbaar. God sê vir jou, you belong. Jy is spesiaal vir my. En die oomblik wat jy dit snap, besef jy, maar wag so 'n bietjie, ek wil nou vir hierdie Jesus lewe, want hy's bereid om my rug te hê. He's got my back, even though I don't deserve it. En so ek wil 'n verhouding met hierdie Jesus hê, want hy's daar vir my al maak ek droog. En nou begin jy dit met ander deel, want hulle besef dit nie. Daar's mense wat daar buitekant rondloop, 99% van mense loop rond met die gevoel dat ek is nie spesiaal nie. Ek beteken nie werklik iets nie. Daar's nie iemand wat werklik vir my omgee nie. Dit voel party daar nie eers asof my ma en pa vir my omgee nie. Dit voel party daar vir my asof my boetie en my sussie nie werklik vir my omgee nie. Asof daar niemand is wat werklik dink ek is nice nie. En wanneer jy begin agterkom dat God dink dat jy is die beste ding sinds gesnyde witbrood, dan wil jy 'n verhouding met hom hê. Want is lekker om by so iemand te wees. En dis wat getroud wees so lekker maak, want wanneer jy op daai punt kom dat jy wil trou met iemand, dan jy omtrent al jou lelike dinge klaar met daai persoon gedeel. Daai persoon ken jou ten spyte van al jou foute. So sy gaan nie môre omdraai en sê, ag nee man, gaan weg van my want jy snork nie. Simpel voorbeeld. Want sy weet ek snork en sy was bereid om vir my lief te wees ten spyte van my snork. So ek voel veilig by haar. Ek voel ek kan myself wees, sonder dat iemand my die hele tyd gaan condemn en my die hele tyd gaan judge. En dis wat God sê, nou begin jy vir my lewe, want ek het jou nou nodig.
En die verse gaan dan aan en jy gaan sien hoekom het God jou nodig. Vers 16 sê dan, ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens die menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens die menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. So Paulus sê, wag so 'n bietjie, jy het op 'n stadium God op die verkeerde manier gesien. En ons het gister daarna gekyk. Meeste mense sien God as iemand wat wag en reg sit en kyk, gaan hierdie kind van my droog maak en as hy droog maak, dan zap ek hom. Dis die prentjie wat mense van God het. Of God het 'n lys van dinge wat ek eers moet doen. Ek moet eers al die 10de betaal, ek moet eers al die profesie in die Bybel ken, ek moet eers ophou met dit doen en met dat doen, en nou is ek gereed dat die Here my mag like. En dis hoe ons na God gekyk het, as so tipe God. Maar nou sê God, ons oordeel hom nie meer so nie. En omdat ons hom nie meer so sien nie, begin ons agterkom dat ons nie meer ander mense so kan sien nie. Met ander woorde, ons is gewoond om verwerp te word of vertel te word dat ons sleg is of verkeerd is. Nou kom ons saam met Paulus tot die besef dat ons fundamenteel nie 'n oomblik beter is as 'n ander mens nie. Met ander woorde, ek en jy kom agter dat ons almal is stikkend. Ons almal lewe uit wounds of vacancies and violations. Ons almal het 'n identiteit uit seer gekry. En as God my nie net dophou om my seer te maak as ek droog maak nie, aanvaar my wat ek is. So God kom soos daai oorspelige vrou in Openbaar in Johannes 8 en hy kom kniel langs jou en hy sê vir jou dis okay. En sy eerste woorde is ek veroordeel jou nie. En dan kom die woorde eers gaan en sondig nie meer nie. Hy's nie eers besig om daar langs jou kniel en vir jou sê man, weet jy wat, ek dink kom ons sorteer jou net uit sodat jy aanvaarbaar kan wees vir die samelewing. Hy sê nee, ek veroordeel jou nie, ek gee vir jou om, ek is lief vir jou. So stikkend is wat jy is. Kom ons help jou om nie meer die verkeerde ding te doen nie. En nou moet ek en jy ander mense so begin sien. Met ander woorde, daai persoon by die skool wat jou so irriteer. God leer jou, onthou jy begin nou 'n nuwe mens word, sê hy. God leer jou om nou te gaan soek vir dit wat daai persoon spesiaal genoeg gemaak het, dat Jesus bereid was om vir hom te sterf. En as jy daai kan snap, as jy daai kan begin oefen, as jy daai kan begin aanleer, kan jy vir enige iemand lief wees. Want dis wie God is. Dis die lig waarin hy lewe, onthou, liefde vir mense, of hulle dit verdien of nie. En dis nie maklik nie, dis 'n ding wat jy gaan moet aanwerk saam met Jesus. Jy gaan vandag hier moet sit en sê, ek wil nie meer dink ek is in die lig, maar ek's eintlik in donkerte nie. Ek wil nie 'n fake Christen wees nie. Ek wil 'n measuring tape wees waar volgens die wêreld God kan meet. Dan sê God vir jou, kom dat ek jou leer om te soek in iemand anderste vir die mooi wat ek in hom geskape het en om die moeite werd gemaak het om voor te sterf. Vergeet van die wonde, moenie na die lelike dinge kyk nie, want dis net reaction van die seer binne in sy hart. Kom ons gaan kyk binne in hierdie persoon, wat maak hom mooi? Wat maak hom spesiaal? Wat maak hom nice? So nice of so spesiaal of so mooi, dat ek vir hom gaan sterf het. En ek beloof jou, die volgende keer wat jy na daai persoon kyk, begin iets in jou gebeur. Jy sien stadig maar seker meer en meer raak. Totdat jy op 'n plek kom, wat jy begin voel, dat hierdie persoon is eintlik nie meer wie ek gedink het hy is nie. Eintlik is hierdie persoon okay. Dus jy begin dink hy's okay, kan jy begin vriende maak met hom, en jy kan begin omgee vir hom, en so word ons ambassadeurs van daardie liefde van God. Het gaan aan dan in vers 17, voordat ons aangaan, sien ek en jy, en dis wat die Bybel in Johannes vir ons probeer sê, hulle gee voor om in die lig te wees, maar hulle is eintlik die donker, jy lieg. Ek en jy kan elke Sabbat kerk toe kom. Ons kan eet soveel as wat ons wil reg eet, so gesond as wat ons wil. Ons kan so reg aantrek as wat ons wil. Ons kan die Bybel uit die punte van ons vingers ken. Ons kan die gebooie so getrou probeer hou as moontlik. En ons kan by elke kerkprogram betrokke wees en nog steeds die donkerste, lelikste hart hê. Dis wat die Bybel vir ons sê.
Omdat daar veroordeling en haat is teenoor iemand anderste. Omdat jy jaloers en naaiwerig is teenoor ander. En omdat jy tweedrag en verdeling in jou hart voel teenoor iemand anderste. En dis wat Johannes gesê het, jy lieg dan vir jouself. Jy is nie regtig 'n Christen nie. Ons is in hierdie donkerte wat vir ons vertel ons is okay. Maar ons is nie okay nie. En as ek en jy dit nie kan snap nie, kan ons vergeet van die hemel. Want dis hoe die hemel werk. In die hemel gaan dit 'n plek wees wat ons vir mekaar omgee met 'n liefde wat iemand anders te permanent eerste stel en myself tweede stel. Dis die fondasie van die hemel. En God gee vir jou en my 'n Christen as ons hom raak sien en ons begin 'n verhouding met hom, hy gee vir ons die kans om dit aan te leer. Want onthou, dis nie maklik nie. Jy kry horrible mense daar buite. Kom ons wees nou maar eerlik. Jy kry regtig dodgy mense wat permanent daarvan hou om ander mense net onnodiglik seer te maak. Dis moeilik, dis iets wat ons moet aanleer, maar die Here wil hê dat ek en jy dit moet aanleer. Vers 17 sê dan, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens, die ou het verbygegaan. In ander woorde, ek en jy het nodig om anders te begin dink. En dan vers 18 tot 21 gaan ek gou vir ons lees. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van versoening toevertrou. Jy en ek het nou 'n werk gekry. Ons het 'n werk gekry om hierdie tipe gedagtes en hierdie tipe liefde te kweek en uit te leef. Dit word jou werk as Christen. Die tema van die kamp is voorwaarts, maar voorwaarts met wat? Voorwaarts in wat? Voorwaarts waarheen? Wel, om hierdie manier van denkwyse aan te leef. Die boodskap van versoening bestaan uit die volgende: dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en hulle oortredings nie toegereken het. Met ander woorde, die Here worry nie oor jou wonde van vacancies en violations nie. Hy worry nie oor daai slegte seer ondervindings wat eventually jou identiteit geword het nie. Dis nie vir hom belangrik nie. Want dis goed wat die duiwel in jou pad geplaas het, jou aangeleer het en vir jou laat word het. Hy sê ek het gekom om te sterf juis vir dit. Ons vat dit weg. Ons maak van jou 'n nuwe mens. En wanneer jy dit besef, dan wil ek hê jy moet besef, maar dit gaan nie nou net meer oor jou nie. Jy's 'n nuwe mens, maar nou moet ons ander gaan help. Ek het jou nou gehelp. Kom ons gaan help nou ander. En dis wat Paulus dan sê. Hy sê ons word 'n nuwe mens en hy sê ons kry hierdie boodskap van versoening. Die boodskap dat hy die hele wêreld versoen het en die mense hulle oortredings nie toegereken het nie. Die boodskap van versoening het hy nou vir jou gegee. Vers 20. Ons tree dus op as gesante. Die ou vertaling sê ambassadeurs. En wat 'n ambassadeur? Dis iemand wat in 'n ander land gaan bly en sy land verteenwoordig. En die vraag is, ek en jy dink ons bly op aarde. Ons bly nie op aarde nie, dis nie ons land nie, dis nie ons wêreld nie. Ons kom uit die hemel uit. Ons is veronderstel om daar te wees. Jy is veronderstel om 'n ambassadeur te wees van die hemel, nie van die wêreld nie. En nou sê God, julle is ambassadeurs. Gaan wys vir die wêreld wie ek is. Gaan wys vir die wêreld hoe werk Christendom. Ons tree dus op as gesante of ambassadeurs van Christus. En dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus. Aanvaar asseblief hierdie werk en gaan doen dit. God sê vandag vir jou, ek pleit by jou jong mens wat by Limpopo kampvergadering is 2024. Ek pleit by jou, ek het jou nodig. Ek het nodig dat jy jou wonde en jou seer na my toe bring, dat ek dit vir jou skoon maak, dat ek vir jou wys, ek is lief vir jou ten spyte van dit, en vir jou wys, jy's okay, ek is mal oor jou. Want ek wil hê, jy moet dit eers snap, en dan gaan ek jou gebruik om dit gaan duidelik maak vir iemand anderste. So Paulus smeek jou in die Bybel, en hy sê, asseblief jong mens, wees net bereid om 'n ambassadeur te word vir my, dat ons ander mense kan gaan help. Dan kan ek hierdie wêreld eindig en ons kan hemel toe gaan. En die belangrike deel is, ek as 'n predikant kan dit tot 'n mate doen, maar ek het gister vir julle gesê, my hare begin grys word. Ek begin anders te aantrek as jy. Ek begin na ander plekke toe gaan as jy, want ek's besig om oud te word. Ek lank beklei daarteen, maar ongelukkig ek's besig om oud te word.
Net jy kan met iemand gaan werk van jou ouderdomsgroep. Julle verstaan mekaar, julle dink dieselfde, julle praat dieselfde, julle tree dieselfde op. So wie gaan hulle gaan help as julle nie vandag die oproep aanhoor om ambassadeurs te word nie? As julle nie gaan voorwaarts nie. En dan eindig die laaste vers, sê dan vir ons, Christus was sonder sonde, maar hy het homself in ons plek as 'n sondaar benadeel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan word. Nou wil ek eindig af met die volgende woorde. Neem 'n oomblik om jouself vanoggend die Heilige Gees toe te laat om in jou hart te praat en jou van iets te veroortuig. Jy moet seker word van iets. Luister mooi na die volgende woorde. As Jesus, ons voorbeeld wat sonder sonde was, bereid was om jou sonde, my sonde op homself te neem en ons vry te stel. Okay, so Jesus het jou sonde gevat en jou vrygestel. Selfs wanneer ek en jy met rebellie en vyandigheid teenoor hom reageer. So hy kom en hy sê ek sal vir jou sterf, ek sê jou sondes vir jou wegvat. En jy sê nie dadelik dankie nie. Jy is nog in rebellie met hom. Jy wil nog met hom stry en beklei. Terwyl jy in daai gedagtegang is, sê God het hy vir jou kom sterf. En hy kom kniel langs jou en hy sê vir jou is okay. Ek's mal oor jou. Ek soek jou, jy's myne. As hy dit vir jou kan doen, wie gee jou en my die reg om dit dan nie vir iemand anders te doen nie? As God na jou kyk en hy sien jou soos wat jy is, en hy aanvaar jou soos hy is, en hy help jou soos jy is, en hy is lief vir jou soos wat jy is, wie gee vir jou en my die reg om dit nie vir die persoon langs jou te doen nie? Wat maak jou so spesiaal? Wat maak my so spesiaal? God doen dit dan vir jou, hoekom kan ek en jy dit nie vir mekaar doen nie? Is jy bereid om vandag te sê, Here, ek wil hierdie versoeningswerk doen. Ek wil 'n ambassadeur wees vir jou. Is jy bereid om vandag te sê, hier is ek, Here, gebruik my. En as jy is, wil ek hê moet jy saam met my staan, terwyl ons afsluit. Kom ons sluit ons oop. Hemelse Vader, baie dankie dat ons saam kan bid. Ek het my oë toegemaak voordat enige iemand gestaan het, Here, omdat dit nie iets is wat ek eers nodig het om te sien of te weet nie. Hierdie is 'n ding wat elkeen van hierdie jong mense in hulle harte met U moet uitstry. Maar ek wil U vra vandag, Here, om by elkeen van hierdie jong mense te begin, want al is ons adventiste, al het ons in Christenhuise groot geword, het elkeen van ons 'n tas van seer kry wat ons saam met onsself sleep. Sing baie keer omdat ons adventiste is of in die kerk is, dat almal se lewens is net rooskleurig. Dis nie waar nie. Meeste van ons, Here, loop rond met stikkend en seer in ons. So ek wil eerstens vra, Here, dat U vir hierdie jong mense sal wys, dat U saam met hulle in die stof kniel, dat U lief is vir hulle en sê, ek veroordeel jou nie. Ek sou kei met jou stikkend en jou seer. Ek sou kei met die verkeerde dinge wat jy al gedoen het. Ek sou kei met daai dinge wat jy gedoen het wat net jy weet wat jou so verskriklik pla. Ek sou kei daarmee. Ek's lief vir jou. Kom, ek help jou om 'n beter mens te word. Sodat, Here, dan hulle hierdie taak kan aanvat na ander mense. En hulle staan, Here, dis niks met my te doen nie. Dis nou 'n ooreenkoms wat hulle met U aangaan. Ek wil 'n ambassadeur word vir hierdie tipe werk. En dan vra ek julle, help hulle en leer hulle om hierdie werk te kan doen. Ek bid dit in Jesus se naam.